kyk nou in verwondering. Welkom by Doxedeye Wonderboom aanlyn. Indien jy nog wag vir die uitsending om te begin, is jy meer as welkom om die skakel hieronder in die video se beskrywing te gebruik om ons Connect afdeling te besoek. Daar kan jy inligting kry oor nuwe prosesse wat in die kampus afskop. Jy kan met iemand in kontak tree indien jy enige hulp benodig en jy kan ook 'n finansiële bydrae maak. Die uitsending gaan binnekort begin. Geniet die boodskap. En dan kom ons in die Nuwe Testament waar die disippels in die bokkamer vergader en tot 'n mate vrees vir hulle lewe en onseker is wat sopas gebeur het. Die een wat hulle gevolg het vir 3,5 jaar is weg. Fisies is hy nie meer by hulle nie. Maar saam met al daai onsekerheid bly daar hierdie een oortuiging oor. God is goed. God is amazing. Ander tyd, ander kultuur, ander omstandighede. En ek weet ek skiep nou baie stories tot waar ons vandag is, maar ons sing hierdie liedjie met die naam Hoe groot is U? En dit vat my terug na waar ek so klein laaitjie is. Waar my ma die oralis is van die gemeente waar ons was en ander tyd, ander omstandighede, ander kultuur, ander plek. Maar ek beleef iets van die liggaam van Christus op daai oomblik wat beleef God is goed. En hier is ons vanoggend. En ons sing moderner liedjies. Ander tyd, ander plek, ander omstandighede. Hey, raai wat is dieselfde? God is goed. En dit is aanbidding. Kan ons die Here net 'n hande klap gee? Amen. Here, dankie dat U so goed bly, Vader. Here, U is die konstante in ons lewens. U sal nie verander nie. Here, ongeag wat om ons gebeur, ongeag wat voor ons gebeur, wat agter ons gebeur, dankie Here dat ons vandag kan besef, Here, dat dit wat ons in ons harte beleef, wanneer ons hierdie sing, Here, how great is our God, Here, is 'n ander taal, ander omstandighede, hey, maar dis wat Dawid gevoel het, Here. Here, dis wat Paulus in die tronk gevoel het, toe die tronkdeure oopgaan. Hoe bevoorreg is ek, Here, om nie 'n erfgenaam te wees van iets wat deur tyd en kultuur bepaal word nie, maar iets wat tydloos is, wat tot in ewigheid sal bly staan, en dis die goedheid van God. In die heilige naam van Jesus, Here. Dankie dat ons harte nou oop is, Here. Dankie dat ons die keuse kan maak in hierdie oomblik, Here. Spreek in my lewe in, spreek in my hart in, of dit deur die boodskap is en of dit deur net 'n gevoel wat U in my hart vir my gee, direkte kommunikasie. Dalk was die aanbidding genoeg, Vader, dat ek presies weet wat U vanoggend vir my wil sê. Maar dankie dat ons vanoggend kan oortuig wees, Here, dat U het iets om te sê, Vader. En die beste ding vir my is om dit te hoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Jy is welkom om te sit. Dit is so lekker om vanoggend saam met jou te kan kuier en so aan die einde van 'n vorige reeks wat ek dink nie ek is oordramaties as ek sê dit het mense se lewens aangeraak nie. Net die hoeveelheid mense wat uitgereik het na ons as span en so 'n bietjie net inligting gegee het. Dankie Jaapie. Inligting gegee het oor wat hierdie reeks in hulle lewe gedoen het, wat die verskillende stories gekommunikeer het in die seisoen waar hulle was, in die storm wat hulle beleef het en is so dankbaar daarvoor en ek lag so want maandagooggend toe sit ek en Jaapie en kyk vir mekaar en ons sê, wat gaan ons nou preek? Jy weet nou hierdie incredible reeks, jy weet how do you top that? Jy weet ons amper 'n deel van my wat gevoel het, kom ons preek hierdie nog vir lank, jy weet, en mense het idees wat jy beplan het van wat volgende moet kom, maar ewe skielik voel dit so half soos, right, wat van ons kyk net weer die DVD's van die laaste 4 weke. En natuurlik is dit nie wat die Here beplan het nie, en dit is nie wat ons gaan doen nie. Want die Here het 'n plan vir die volgende 3 weke. Ons is oor 3 weke is ons in vakansie, 'n skoolvakansie, en as jy nie weggaan nie, ek weet nie of dit jou enigstens gaan laat beter voel nie, maar ek gaan see toe oor 3 weke. So as jy enigstens voel dinge raak nou net te veel, dink net aan my wat see toe gaan, dan sal jy baie beter voel.
Ek spot net, dis net 'n grappie. As al plek was, sou ek jou saamgevat het. Ons skop jy moet jou eie petrol, eie kos en alles. Ons skop vanoggend af met 'n reeks met die naam sien. Dis net dit, sien. En dit is so ek wil amper sê ingegrafeer in dit wat ons baie keer preek en dis absoluut deel van ons woord in Doxadae wat ons glo en wat ons glo, which is the first things that needs to come first, voordat ons begin 'n klomp ander goeters aanpak, maar ek glo ons het 'n unieke manier hoe ons hierdie wil vertaal en verwoord vir jou vir die volgende 3 weke. Rondom net die konsep van sien. Nou, net die woord sien gaan jou glad nie opgewonde maak nie, en ek wil so vinnig vassteek by 'n vers wat ons almal baie goed ken. As jy rukkie saam met ons stap nou al in Doxadae, dan sal jy hierdie vers verseker al meer as een keer iewers gehoor het, iewers gepreek het, iewers gesing het, want is so deel van net die evangelie, die afgehandelde werk van Christus. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê die volgende: En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons iets rondom hierdie vers wat ons so 'n bietjie opgewonde maak, want dit praat oor verandering. En verandering beteken dat dit wat nou is, hoef nie vir altyd so te wees nie, nê. En ons baie dinge wat ons kan identifiseer in ons eie lewens, wat ons vanoggend dankbaar kan wees, dat dankie Here dat hierdie nie vir altyd so hoef te wees nie. As ek sukkel met hierdie of hierdie skrifvers kom sê iets van, hey, daar's hoop, dit kan verander. It can change. Maar so kan ons die sirkel 'n bietjie weier begin trek, en ons kan vir mekaar vanoggend sê, daar's baie goeters wat moet verander. Nie net in ons persoonlike lewens nie, 'n party van ons het dalk jong Christene onlangs tot bekering gekom. Daar's nog baie dinge wat jy mee gefrustreerd is, wat jy voel. Hoekom sukkel ek met hierdie? Dalk dien jy die hele al 20 jaar en jy is nog steeds gefrustreerd, want hoekom sukkel ek nog met hierdie en dit het nog steeds nie verander nie. Dalk het jou huwelik verandering nodig. Dalk het jou gesin drastiese verandering nodig. Dalk het jou familie, dalk het jou skoonma verandering nodig. Almal met amen. Ek het geweet iemand gaan sê amen. Ek neem aan jy het nie jou skoonma saamgenooi vanoggend kerk toe nie. Ons gemeenskap, julle het verandering nodig. Daar's te veel dinge wat nie lyk soos wat dit in die hemel is nie. En Jesus bid, hy sê, Here, hierdie is waarmee hy sy gebed afsluit, laat dit op aarde wees soos dit in die hemel is. Nee, dis hierdie stelling, en ek voel so half, as Jesus nie gedink het dis moontlik nie, sou hy dit nie gevra het nie, nee. Ek dink ons gee so 'n bietjie op en dink, ag, weet jy wat, kom ons druk nou maar net deur en aanvaar nou maar die wêreld in die gemeenskap soos wat hy is. En dan die dag wanneer ons nou ons asem uitblaas, dan weet ons daarom ons laat die moed agter en dan gaan ons in die poorte van die hemel in. Maar Jesus bid hierdie wat vir my sê, 1 is hy weet dis moontlik, en 2 hy weet dis belangrik dat hierdie aarde, terwyl hy is, terwyl ek en jy hier loop, in die dinge wat ons sê, en die dinge wat ons doen, en die dinge wat ons bid, Here, laat hierdie aarde word soos wat dit in die hemel is, laat wonderboom word soos dit in die hemel is, laat aanlyn word, laat die moed word, Here, soos dit in die hemel is. En jy kan 'n lang lysie gemaak van alles wat in die hemel is. En dit gaan heel moontlik baie in kontras wees met wat ons meeste van die tyd beleef. Ons land het verandering nodig. Daar's enkele goedjies wat ons so nou en dan bly maak, né? Ek weet, ons gaan maar sê, gister se rugby het ons 'n bietjie bly gemaak. Daar's hoop, dan dink ek, maak verras die president. Maar dan lees jy oor 'n klomp ander goed, dan beleef jy 'n klomp ander goeders wat aangaan in ons land, en dan besef jy, daar's verandering nodig. Julle, ons wêreld het verandering nodig. Die feit dat jy doodgeskiet word, nê, omdat jy in liefde jou opinie deel, sê vir my, ons wêreld het verandering nodig. Die feit dat mense die video's deel en dit celebrate dat iemand geskiet is, omdat hy nie dieselfde dink of saam met jou stem nie, sê vir my, julle, ons het verandering nodig. Maar dis niks niets nie. En ek dink jy sit dalk hier en jy soos Reinhard,
Obviously het ons verandering nodig. Jy sien die algemene strategie wat individue doen om in ons, en ek praat, ons kan net doen wat in ons eie lewe is, daar's baie dinge wat ons nie daar buite kan verander nie, maar ek voel dit begin absoluut by ons. Maar die algemene strategie wat ons probeer as individue, wanneer ons sien, luister, ek sukkel met hierdie, ek kry nie hierdie reg nie, hierdie ding is nog steeds besig om my vas te hou, hierdie ding is nog steeds iets wat ek kan verslaaf is of wat ook al, is om harder te probeer. Dit voel vir my soos die lokval van die eeue, om harder te probeer. Elke ou dink, ek gaan dit reg kry. Weet wat is die kortste motiveringsspeech in die geskiedenis? Is okay nou. Ek hoef nie veel teen iemand squash of so iets gespeel het nie, en dan op 'n stadion man sê net, okay nou, dan besef jy, o jene, dis nou daar. Maar die grootste lokval in die geskiedenis, en ons sien dit reg deur die Ou Testament met Israel, is die ding van kom ons traai, kom ons probeer nog 'n keer. Nou gaan ek dit probeer, ek gaan harder probeer, ek gaan vroeër opstaan, ek gaan meer effort insit. En ten minste kan, as ek dit nie reg kan nie, kan iemand dan sê, it's not for the lack of trying. En die probleem wat dan gebeur is, ons speel in ons lewe 'n volwasse weergawe van slangetjies en leertjies. Weet nie hoe lank laas het jy slangetjies en leertjies gespeel nie. Ek vermoed binnekort gaan ek dit weer begin speel. Maar dis hierdie konsep van jy probeer en dan so nou en dan kry jy iets reg, dan klim jy 'n leertjie en dan sê jy, woef, dan sê jy daar. Dan gaan dit goed, dan voel jy, yes, ek is goed, ek kry dit reg, die Here is seker trots op my, ek is 'n goeie mens, ek is 'n groot Christen. Wat ook al dit beteken. Maar in die probeer, so nou en dan trap ek op 'n slangetjie en dan gaan ek weer, en dit voel soos heeltyd hier op en af, en dan net as jy dink jy kry dit reg, en jy kan so amper aan die einde vat, jy weet, dan daar's altyd die grootste slang is altyd voor die einde. Vat jy dan tot aan die begin. En die probeer maak dit ons in 'n slangetjies en leertjies verval, en al wat dit doen is, dit maak ons net nog meer negatief, en dit maak ons net nog meer dat ons voel, ag weet jy wat, los dit, ek gaan nou maar oorgee aan hierdie vlees, ek gaan nou maar net doen wat vir my gemaklik kom. En ons mis eintlik wat hierdie skrifvers in die eerste plek met ons kom deel. Dis 'n openbaring wat ek onlangs uit hierdie skrifvers uitgehaal het. Ek het nog altyd geglo, veral in my tyd wat ek deel is van Doxa Deo, dis hierdie is die volgorde wat die goed moet gebeur, maar dis die eerste keer wat die Heilige Gees my so oortuig het, net in hierdie skrifvers, waar hy sê, hy begin en hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Jy sien, ons plaas soveel fokus konstant op die verandering. Kom ons verander, jy moet verander, jy moet regkom, ek moet verander, ek moet die dinge begin regkry. Maar wat hierdie skrifvers sê is, luister, verandering is 'n sekondêre ding wat outomaties gebeur wanneer ek die primêre ding kans gee. En die primêre ding het niks te doen met effort nie, die primêre ding het alles te doen met sien. Die primêre ding het alles te doen met om Jesus te aanskou. Nou, die storie van om iets te aanskou en daardeur aangeraak te word, is nie net in Jesus wat aan die kruis hang nie. Ons sien dit al baie vroeër in die Ou Testament, die storie in Numeri 21, en ek wil dit so vinnig vir jou lees. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en u gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. En net so vinnig konteks, is daar's 'n klomp slange wat ewe skielik onder die mense pik het, giftige slange, en mense het dood gegaan. En hier kom hulle en hulle sê vir Moses, asseblief help. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, nee, nou net so 'n bietjie van die punt af, hoe amazing is dit, Moses gaan en hy gaan bid, en in die gebed ontvang hy waarheid oor om iets anders te doen van die Here af, nee, so gebed is nie waar jy kom en sê, Here, hier is wat ek nodig het nie, dit sê, Here, sê vir my, wat het ek nodig om volgende te doen, kom lei my. En God sê vir hom, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal.
dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Daai tyd was dit half soos, okay, wel as dit die oplossing vir die dag is, dan is dit wat ons gaan doen, en hulle sit hierdie koperslang op 'n paal, en presies hoe hoog hy is, weet ons nie, maar jy weet hierdie slang met die kruisie wat op die ambulanse is, as jy ooit gewonder het waar daai simbool vandaan kom, hierso is dit. Is hierdie slang op 'n paal wat maak wat wanneer mense dinge uit die pad uit kry en oogkontak maak met wat op daai paal is, dan uit geloof uit, dan word hulle genees. Dan ontvang hulle hierdie krag om aan die lewe te bly. Wat hulle nie geweet het nie, is Jesus het 'n baie groter plan met daai simbool, as om net daai paar 100,000 Jode te red in die woestyn van die slange. Want Jesus kom en hy praat in Johannes 3 vers 14. Ons almal ken Johannes 3 vers 16 baie goed, nee, so lief het God die wêreld gehad. Net voor dit, hoor wat sê hy? Jesus praat hier, hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan kom hy met hierdie wat ons so goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, daar's 'n rede gewees vir die ouens in die woestyn om dood te gaan, want daar's 'n slang wat hulle gepik het. Ouens, daar's 'n praktiese rede vir my en jou hoekom ons sukkel om te groei, hoekom ons sukkel om verandering te kry in ons lewens, om ons sukkel om die regte ding soms te doen, want daar's ons 'n slang wat ons gepik het, daar's 'n sonde wat die mensdom op 'n stadium oorweldig het, maar Jesus kom en God kom gee die oplossing en hy sê, luister, die oplossing is nie al die fancy boererate om die gif uit jou arm uit te kry nie, jy kan try en jy kan probeer om die gif uit te suig en jy kan besig raak met 'n klomp goeters en jy kan klomp artikels gaan lees van hoe om dit reg te kry. En al wat dit gaan doen is, dit gaan jou besig hou en dit gaan jou moeg maak en dit gaan die hoop wegneem in jou hart. Want jy gaan voel, maar hoekom doen ek hierdie? Hy sê, jy het nodig om alles uit die pad uit te kry en seker te maak, jy kom en jy kyk vir die slang op die paal. Jy het nodig, die vers wat ons nou gelees het, praat van onbedekte gesig. Die Engelse vertaling praat van unveiled, with unveiled face. Dis so mooi, die woord unveil, nee, is 'n bruid wat se veil afgehaal word. It's unveiled, daar's iets tussenin, die bruidegom kan nie sien nie, die bruid kan nie die bruidegom sien vir wie hy is nie. Sy staan daar in vertroue en sy hoop, asseblief, ek hoop hy het mooi aangetrek en ek hoop hy het sy hare gesny en ek hoop hy lyk alright en ek hoop hy het droompies op sy gesig gesit. En aan die oomblik wanneer die veil weggevat word, wat in die pad is weggevat word en hulle maak oogkontak met mekaar, dan sal daai moment van sonder twyfel weet ek, hierdie is reg. With unveiled face, onbedek, unveiled, sluierloos is eintlik die beter manier om dit te verduidelik. En hier is die ding wat ek wil kom vra, wat ons wil kom vra vir die volgende 3 weke. Jy kan die beste teleskoop hê, en ek moet net sê, die persoon wat vir my die teleskoop gebring het, toe hy die foto geneem het, het hy baie groter gelyk. Ek sê toe vir hom, hoorie man, maar ek's reg, bring hom net, ek wil hom Sondag gebruik, ek gee hom vir my, ek tog vir myself, waar is die res? Ek dink hier is net daai klein deeltjie wat jy hierbo opskryf, maar hier is wat hy nou is, maar jy kan die grootste teleskoop en die beste teleskoop hê wat daar is. En jy kan die meeste effort insit om van jou kant af seker te maak, maar jy sit effort in, jy doen goed, jy werk hard. Ek wil vir jou vandag sê, as daar 'n berg of iets in die pad is tussen dit wat jy wil sien en waar jy is, sal jy dit nie sien nie. So die vraag wat ons vra is, luister, dit gaan nie in hierdie reeks oor om meer te doen en meer reg te kry nie, dit gaan oor om dinge weg te vat. Hoe raak ek ontslae? Wat is die dinge waarvan ek moet ontslae raak in my lewe wat in die pad staan van my wat kom en weet hier's verandering nodig en weet daar's net een persoon wat dit kan doen en al wat ek moet doen is ek moet hom aanskou.
Nou is belangrik om te verstaan dat aanskou is nie 'n one-time thing nie. Jy kom nie elke dag en soos wat die Rooms-Katolieke doen en okay, aanskou. Daar gaan ek en vandag ewe skielik is ek nie lus om te vloek nie. Ewe skielik het ek geduld. Ewe skielik kom al ek nee, aanskou is 'n plek waarvan af ek funksioneer, 'n lewe waar ek konstant Jesus Christus voor oë het. Julle, ek wil vir jou vandag sê, maak nie saak waar jy vandag is en hoe groot die oplossings is wat jy nodig het en hoe wyd die groei is en hoe baie moet gebeur voordat jy vir my gaan sê, okay, nou gaan dit goed nie. Die enigste manier vir jou om 'n oorwinning te leef van hierdie wêreld is om die seun van God te aanskou. Dis die enigste manier. Vergeet vir 'n oomblik van alles wat jy moet doen. Vergeet van die regte manier. Vergeet van die 10 gebooie. Vergeet van al daai goed. Al daai goed het sy plek en is great en is mooi en is nice. Maar weet jy wat? Dit gaan jou nie red nie. Dit gaan jou nie help nie. Israel wandel vir baie jare in die woestyn. En hulle het van die ongelooflikste profete deur die geskiedenis van die Ou Testament. Ek het 'n paar van hulle nou genoem. Abraham, Moses, Noag, Dawid, Esegiel, Jeremia, Jesaja. Dis incredible mense. Nie een van hulle kon dit regkry nie. Dis hoekom God sy seun gestuur het, sodat ons hom kan aanskou en deur die aanskouing ingesluit word by hom. En deur die ingesluit by hom is ons 'n tempel wat nuut gemaak is dat die Heilige Gees in ons kan woon, dat die Heilige Gees kan kom doen wat gedoen moet word. Maar die eerste ding wat ek moet doen is nie wat bou ek, wat sit ek by nie, dit is wat neem ek weg. So vir die volgende 3 weke fokus ons op 3 dinge wat weggeneem moet word in ons lewens. Vandag is dit my ongelooflike voorreg om te praat oor die klatter van ons wêreld. Die klatter van ons wêreld. Die hoeveelheid dinge wat die wêreld ons al oortuig het van wat ons nodig het en wat ons moet doen en wat ons moet by uitkom en hoe ons dit moet doen. Wat die wêreld is baie goed daaraan om dit as oplossings aan ons te verkoop. Dus sê, hier is die great concept, jy moet hierdie doen, jy moet opskryf vir hierdie, jy moet deel raak van hierdie, jy moet hierdie kry, jy moet daai kry, jy moet hierdie doen, jy kan nie bekostig om hierdie of daai. En op die ou ende staan ek en jy en ons is so verboureerd, want al die balle wat die hele wêreld vir ons gegee het, moet ons op 'n manier in die lug hou, en dan wonder ons, hoekom kry ons dit nie reg om Jesus Christus op die paal te aanskou nie, want die goed is so hoog gelaai in ons arms, dat ons nie verby dit kan sien nie. Daar's 'n persoon wat 'n boek geskryf het, 'n fantastiese boek as ek dit kan sê, The Ruthless Elimination of Hurry. Die persoon se naam is John Mark Comer, en as jy hou van lees en jy hou van leer en jy hou daarvan om jou lewe te organiseer en beter aan te pak, dan is dit verseker 'n boek wat jy vir jouself moet kry, The Ruthless Elimination of Hurry, deur John Mark Comer. En hy kom en hy praat oor 4 konsepte wat eintlik maar sê, hierdie is hoe Jesus dit gedoen het. Nou, ek moet vir jou sê, onthou daai bandjies wat ons gedra het as kinders wat daar staan, what would Jesus do? Hierdie is een van daai moments waar ons vir onsself kan sê, maar ek wil eenou hê wat eintlik sê, what did Jesus do? Want ek dink baie keer, wat sou hy doen, is nie so belangrik soos wat het hy gedoen nie, nee. Die feit dat hy gedoen het, maak dat ek in oorwinning kan staan en kan besef, hoorie soos maar, is my voorreg deur die Gees van die Here in my om dieselfde te kan doen. Maar wat John Mark Comer doen, is hy vat die model van Jesus, want ek bedoel, Jesus was besig met 'n klomp goed. Jy dink jou besigheid hou jou besig. Ek wil vir jou sê, Jesus se besigheid het hom nog besiger gehou, en dan was hy nog 'n houtwerker on the side gewees. As jy dink jou lewe is stresvol, en ons rede vir jou om te worry oor dinge, ek wil vir jou sê, Jesus het meer dinge gehad waaroor hy moontlik kon worry. As jy voel, hoorie, maar mense maak jou moeg, en dis die rede hoekom jy voel soos wat jy voel. Ek wil vir jou sê, Jesus het konstant met 12 mense, wat uiteenlopende persoonlikhede het, 'n pad gestap, en hy moes op 'n manier hierdie goeters maak werk, en dan sit nog nie eens die crowd daar buite, en die mense wat hom wil doodmaak, en 'n klomp goeters nie. En hy kom leef hierdie lewe, en hy gee vir ons
min of meer 4 beginsels wat ek vanoggend met jou wil bespreek oor hoe raak ons ontslae van die gejaag in ons lewens. Hoe raak ons ontslae van die klatter in ons lewens? Want sien, dis een van daai dinge wat ons neem nie genoeg tyd om te stop en net te sê, maar is hierdie regtig nodig? Is hierdie regtig nodig? Ek het die voorreg om die laaste week 'n groot skiep buite my hek te gehad het. Is besig om 'n muur te reg te maak daar en 'n klomp dinge. En hier staan net die skiep en aanvanklik dink ek, die skiep is 'n bietjie groot. Ek weet nie of hulle gedink het ek gaan my hele huis afbreek nie, maar dit is te groot. Gister begin ek daar in die garage. Dit was die bevrydendste ding ooit. Ek stap al deur, maar as jy te lank stil staan, het ek jou in die skiep gegooi. Een na die ander. Ek sê net soos, Nadia, weet jy wat's hierdie? Nee, wee, daar gaan hy. Wee. Daai skiep is vol en ewe skielik stap ek in my huis en in my garage en ek voel baie van die goed daar buite was ek soos, Jesus, maar ek kan hierdie verkoop, maar hoorie, hierdie is waardevol, hierdie is my maag gaan kwaad wees as ek weet ek gooi hierdie weg. Klomp sulke goeders, maar op die einde van die dag is ek die een wat die keuse in my lewe moet maak van, maar is hierdie goed wat die Here in my lewe wil hê? Is ek besig om so swaar te lewe, dat as die Here nou vir my sê, hoorie, hier's 'n mission, go, dat ek vir hom gaan sê, nee, sorry man, ek kan ongelukkig nie, want ons het die fotoraam in my garage, wat ek vir die laaste 4 jaar nog steeds nie gebruik het nie, en hy is in die pad van dit wat u nou vir my sê, nee, lewe lig. En hierso is hoe John Mark Comer sê, dit moet gebeur. Die eerste een is silence and solitude. Partykeer, nee, wens ek kon 100 jaar terug lewe. En ek besef, ons 'n klomp redes hoekom vandag baie beter is. Ons praat gereeld daaroor as ons dink, hoorie, maar nou as 'n kind longontsteking kry, dan vat jy hom hospitaal toe en meeste van die tyd sort hulle dit uit. Daai tyd is iemand longontsteek, as iemand se blinde darm 'n probleem het, dan is dit verby. Die hoeveelheid mense wat dood is aan 'n blinde darm 100 jaar terug. Maar een van die dinge wat ek voel baie meer waardevol is van 100 jaar terug, is die vermindering van geraas om ons. Jy sien, ek en jy het die keuse om bietjie weg te tree van geraas af. Om ons fone af te sit en dadelik sê 'n mens, maar wat as iemand my in die hande wil kry? En ons het soveel redes om nie net stil te raak nie. Ons het soveel redes om nie net onsself af te sonder en alles anders kant toe te skuif en die mense vir wie ons lief is te sê, hoor hierso, hierdie is waar pappa gaan wees. As jy my soek, kom haal my daar, maar ek gaan bietjie in die berg gaan stap vanoggend vir die hele oggend. Of ek gaan bietjie 'n dag vat en iewers in 'n woud gaan stap en ek gaan my foon afsit en moenie worry nie, ek gaan veilig wees maar ek het nodig om by die nommer 1 opinie oor my lewe en oor my situasie uit te kom en dit is God. Julle, en dis great om podcasts te luister en dis great om allerlei YouTube video's te kyk, selfs oor die Bybel en oor 'n klomp goeters, maar dis amper asof ons in 'n tyd is wat dit meer waarde dra as om net stil te word. Om net te sê, ek blok dit in my kalender uit. Hoeveel keer voel ons skuldig, nê? Om vir iemand te sê, hoor, ek kan nie daai dag nie, maar jy weet, dis eintlik net omdat jy beplan het om niks te doen nie. Dan voel ons, nee, ons kan nie dit doen nie. Sit in jou kalender en sê, luister, ek het nodig om silence en solitude te hê. Ek het nodig om die geraas in my lewe, ek het nodig om my gedagtes stil te kry, sy stem te hoor en rus vir my siel te vind. Ons prop ons program so vol en voel skuldig as daar niks op ons program is. Ek weet nie wie van julle is so nie, maar ons kyk na 'n vol kalender en ons dink, wow, what a man. Yes, Reinhard, jy's iets. Dis jy. Iemand nou na jou kalender kyk. Maar wat soveel keer verlore gaan in daai kalender is die stilte by die voete van die Here. So dis die eerste ding wat ek en jy kan kies. Die tweede ding wat hy oor praat is die Sabbat. The Sabbath. Nou, ek wil hê jy moet verstaan dat as ons oor die Sabbat praat ons nie hierso wet nie. Ek wil nie vir jou vandag kom sê, luister, jy moet die Sabbatdag heilig hou, anders gaan daar 'n donderstraal jou uit die lug uittref nie, want dit is nog nooit die hart gewees van die gebooie in elk geval nie. Die hart van die gebooie was nog altyd om ons te beskerm, was nog altyd om ons te help.
En nie waar ek en jy vandag sit, kan jy of hoor die pastoor sê vir jou, luister, jy moet op 'n Sondag niks doen nie. Of jy moet besef, luister, die God wat jou geskep het, wat weet hoe jy werk en hoe jy funksioneer, en hoe jou breintjie aan mekaar gesit is, en hoe jou liggaam funksioneer, weet dat jy 1 in 7 dae nie moet werk nie. Dat jy 1 in 7 dae moet stil raak. Dat jy 1 in 7 dae aanbidding en vreugde in God moet beleef. Ek wil die konsep van Sabbat self 'n bietjie verder vat en hy praat nie noodwendig daaroor in die boek nie, maar in plaas van om net te stop by 1 keer 'n week, 1 dag 'n week. Wat van as ons kan sê, maar luister, 'n naweek elke 2 maande, dis min of meer elke 7 weke. 1 naweek elke 7 weke het ek nodig om my program skoon te maak, het ek nodig om 'n Sabbat te neem, het ek nodig om vreugde in die Here te vind. As ons dit verder kan vat en sê, luister maar, wat van 'n week elke 6 maande? Waar ek net kan die pause knoppie druk en sê, hoor ek's baie lief vir julle almal en dit is my lekker, my werk is great en al die goeders is nice, maar ek het nodig nou om 1 oomblik van hierdie siklus op sy te sit, om te rus in aanbidding en vreugde in God. Jy sien, dit gaan nie oor reëls nie, maar oor die herstel van ritme. Stadiger leef en die lewe geniet, soos God dit bedoel het. Ek dink soms vergeet ons dat die lewe veronderstel is om lekker te wees. En ek besef, ons kom nou net uit 'n reeks uit met die naam Storms, waar ons baie duidelik vir mekaar gesê het, luister, daar is storms, daar is oomblikke waar dit nie lekker is nie. En vir party is daai oomblikke langer as ander. Maar iets wat ek beleef net in 'n Paulus, iets wat ek beleef in 'n Stefanus, iets wat ek beleef in die vroeë kerk en in soveel ikone in die Nuwe Testament en in die Ou Testament, is dat mense wat ten spyte van hulle omstandighede kon sê, die lewe is lekker. En as jy vanoggend hier sit en die lewe is vir jou 'n wroging en die lewe is moeite en die lewe voel asof jy net elke dag presies dieselfde ding doen, dan is dit dalk vir jou om te hoor vanoggend dat jy dalk net die lewe anders moet begin doen. En dat die Sabbat dalk een van daai konsepte is wat jy moet besef, die een wat jou geskep het 'n manual geskryf en in daai manual staan daar, jy moet rus. Die derde ding wat hy skryf is simplicity. En ek dink tot 'n mate is hierdie die moeilikste ene van ons, want dis die een wat die hardste skree op ons vlees. Wanneer hy praat oor simplicity, dan is dit presies my hele skiepgedagte wat ek gister gehad het in my huis, en dis om doelbewus minder besittings, verpligtinge en afleidings te hê, om dit werklik te maak dat jy op dit wat belangrik is, eerstens kan fokus. Hoeveel dinge is daar wat jy besef, hoorie sommer, it's a nice to have, maar yes, dit maak my moeg. Ek ken iemand wat baie karre het, en daar's verskillende redenasies vir die karre wat daar is, ou karre, nuwe karre, aan die einde nog baie ouer karre, baie nuwer karre, nice karre, klein karre, groot karre. En ek besef vir myself, ja, baie van die karre, as jy dit nou verkoop, gaan jy nie veel daarvoor kan kry nie, maar die hoeveelheid effort om elke jaar hulle almal se lisensies te moet hernie. Dink net gou daaroor. Imagine jy met 10 karre se lisensies, ek sukkel net om by te bly met die 2 karre. Imagine 10 karre se bande wat jy moet vervang. Imagine 10 karre se wipers as dit reenseisoen word. Ek sukkel net met 4 wipers, wat nog van 20 wipers. En dit is 'n eenvoudige voorbeeld, maar jy weet wat die dinge in jou lewe is, wat dalk op 'n stadium was dit 'n bron van vreugde. Dalk op 'n stadium was dit ietsie wat jy gevoel het, hierdie gaan nogals nice wees. Maar jy het vir te veel goeders na dit gesê, hierdie gaan nice wees. Wow, hierdie is nice to have. Hierdie gaan nice wees. Hierdie is cool. Ons gaan hierdie een of ander tyd gebruik. Manne, jy weet daai stuk hout in jou garage wat daar onder die rak lê wat jy by jouself dink, eendag gaan ek hierdie stuk hout gebruik. Jy gaan nie. Maar weet jy wat gebeur die hele tyd in die proses? Elke keer wanneer jy by die garage inkom om iets anders te kry wat jy actually die hele tyd gebruik, trip jy bo daai stuk hout.
En ek het 'n commitment gemaak teenoor myself om te sê, luister, as iets vir langer as 'n jaar in my garage lê, het ek dit duidelik nie nodig nie. Dan is die effort wat dit my gaan vat om iets weer te kry wanneer ek dit wel nodig het, is baie minder as die effort om hierdie ding skoon te hou, netjies te hou, aan die gang te hou, op sy plek te hou, veilig te hou. En dan die dag wanneer ek hom wel soek, kry ek hom nie, want hy's tussen al die ander 100 goeders wat ek gedink het ek gaan nodig hê. En ek besef hierdie is baie prakties en baie eenvoudig, maar jy weet, wat is die dinge in jou lewe? Van dit is die mooiste hart agter dit. Van dit is dalk hobbies. Van dit is so nice en is so oulik, maar wat dit doen is, dit is afleidings wat jou aandag wegvat van dit wat regtig saak maak, en dit is om Jesus te aanskou. Dit beteken om met minder te leef sodat ons vryer in God se koninkryk kan leef. Die vraag wat jy jouself kan vra vanoggend is, wat het ek eintlik nie nodig nie? Want dit las net by tot my stres. Die laaste konsep is slowing. Ons is in 'n wêreld, julle, wat alles is so. Ek weet nie wie van julle onthou die internet dial-up connection 20 jaar terug. En dan staan daar 1% e-mail gedownload. Dan wag jy nog, dan staan iemand al met die antenne daar in die huis. Probeer beter sein kry, want hy gaan nou werk, en dan iemand het iewers gesê, sein is eintlik beter as jy hom laer hou. Ek dink daai ou gaan tronk toe gaan eendag, want dis nie die waarheid nie. As jy besig hierso, en wanneer hy bietjie vinniger is, ek onthou toe ons 5 meg iBurst gekry het by ons huis, my maat, ons was, check my uit. Ek onthou die eerste fiber, of eerste LTE wat ek gekry het, was 10 meg. En ek was soos, dis ongelooflik. Nou het ons 50 meg by die huis, hulle upgrade jou mos van self, nee, jy vra nie daarvoor, jy sien net ewe skielik, jy betaal nou meer, en dan sê hulle, o nee, ons het dit goed gedink om jou internet vinniger te maak. Dan sê ek, nee, jy het dit goed gedink om meer geld af te trek elke maand, en om dit te regverdig, het jy my internet vinniger gemaak. In hierdie gebou hierso is ons fiber 250 meg per sekond. Ek kry myself laasweek waar ek geïrriteerd is, want iets download nie vinnig genoeg nie. Ek onthou die dae wat ons flieks gedownload is, voordat ek die Here geken het. Natuurlik. Dan kieu jy die fliek so, dan sien jy, hy gaan 16 ure vat, dan dink jy, okay, dis nie te bad nie. As 'n fliek nou langer as 3 minute vat om te download, is ons negatief en ons is geïrriteerd, en al wat op die einde van die dag gebeur, is ons waardeer nie meer dinge wat tyd vat nie. Ons waardeer nie meer om met geduld te sit en dinge te doen nie. En alles connect met mekaar, die eenvoud in ons lewe en die feit dat ons nie simpel lewe nie, en die feit dat ons nie die Sabbat heilig nie, en die feit dat ons nie stil raak nie, maak dat ons in ons binneste konstant amper hierdie gevoel het van, nee, dinge moet gebeur. Ek wil vir julle vandag sê dat die spoed wat teen die wêreld hardloop op hierdie stadium, maak dit soms onmoontlik om Jesus aan die kruis te aanskou. Want net soos wat jou huwelik nie 'n WhatsApp video voice note is nie, is verhouding met God is nie 'n WhatsApp voice note wat jy kan 1.5 vinniger of 2. Ek wil net sê, daai is die beste ding wat WhatsApp al ooit gedoen het. Daai funksie het huwelike gered, wil ek net dit sê. Maar 'n gesonde huwelik is nie gebaseer op 'n voice note waar jy hom vinniger kan luister nie. 'n Gesonde verhouding met God is nie ene waar jy sê, alright Here, ek het 5 minute. Voordat ek vir 3 ure gaan spandeer aan ander goed wat minder belangrik is, het ek 5 minute. Hier sien jy dinge, praat nou. En die klok begin. Nee. Ons het nodig om spoed uit die pad uit te vat. Kies doelbewus om stadiger te beweeg, soos om teen die spoedgrens te ry. Dis dalk 'n eenvoudige voorbeeld, maar om net te sê, weet jy wat, dis oukei vir my om nie 140 op die highway te ry nie. Ek kan stadiger en ek gaan fyn wees en ek gaan oukei wees aan die einde van dit, of om in 'n langer tou te staan by 'n plek, of om nie altyd te probeer multitask nie, om geduld en teenwoordigheid te kweek in gesprekke en dinge waarmee jy besig is. Kies om doelbewus stadiger te leef. Hierdie is die 4 dinge wat hy op die einde van die dag vir ons sê, ons nodig het, om te implementeer, om dinge te verwyder uit ons lewe uit, sodat ons kan sê, ons kan fokus op die goeders wat belangrik is. Ek wil ons vat laastens na 'n skrifvers.
En ek smaal oor die boek Genesis, want ek voel dit vertel waar ons vandaan kom en wat die oorspronklike plan was. En alhoewel sommige dinge in Genesis rof raak, en dit raak hartseer, en dit raak sleg, begin dit vir my so net, dit was God se plan. En as jy Genesis, God se plan mooi verstaan, dan raak die wonderwerk van Jesus Christus op die paal, op die kruis, soveel meer ongelooflik, want jy besef, hierdie is weer herstel. Soveel meer as dit is herstel. Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons, hy praat van Vader, Seun en Heilige Gees, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere, wat op die aarde kruip. Die woord heers wat hy gebruik daarso in Engels is reign, to reign. Daar's 'n paar woordeboeke wat ek nou gaan kyk het, en die eerste verduideliking van wat die woord reign beteken is to possess or exercise sovereign power. Die tweede verduideliking is to exercise authority. Ek het hom daar op 'n slide as jy hom wil opsit. To exercise authority. Al twee hierdie konsepte sê vir my, luister, God maak die mens en hy stuur die mens om te gaan en te loop en dinge op sy terme te doen. Op sy eie, die mens kan dit op sy eie terme doen. Ek is gemaak om dit op God se terme te doen, maar ek het die autoriteit om dit op my terme te doen. Hoe amazing is dit? As jy wonder waar kom die sondeval vandaan, dis presies daai konsep. En ek wil vir jou sê dat die konsep van op jou eie terme maak dat ek en jy vandag na ons wêreld kan kyk en besef, ek is nie gemaak om 'n slagoffer te wees van tyd, 'n slagoffer van die wêreld se opinies nie. Ek is nie gemaak om 'n bystander te wees nie. Ek is nie gemaak om net op die trein saam te ry en te weet, maar iewers voor in hierdie trein is daar iemand wat heel voor in die lokomotief sit en as hy besluit ons gaan hierdie anders doen, dan gaan ons dit anders doen nie. Ek is gemaak om te heers oor my lewe. Ek is gemaak om te heers oor my huwelik, met ander woorde. Ek pak my huwelik aan nie volgens die wêreldse terme nie, ek pak dit op my terme. En die beste terme wat jy kan hê is om jou terme te belyn met God se terme. Ek pak my gesin aan op my terme. Ek pak my tyd aan op my terme. Ek pak my besittings aan met my terme, my werk, my besigheid. Alles waarmee ek besig is, kom vra ek vir myself, is ek besig om te heers of laat ek toe dat hierdie wille wêreld my kom oorheers en dit maak eintlik dat ek op die einde van die dag nie kan stil staan en Jesus aanskou nie. Ek en jy is gemaak om Jesus te aanskou. Die oplossing en verandering vir die dinge in jou lewe wat jy voel, kan dit maar net. Dit begin by aanskou. Maar jy het die voorreg om jouself te vra, wat is jou terme? Wat is die dinge wat in die pad staan? Wat jy vir te lank toelaat dat jy voel, maar ek het nie 'n keuse nie. Ek het nie 'n keuse dat hierdie berg in die pad is nie. Ek het nie 'n keuse dat hierdie ding in my geskiedenis in die pad staan nie. Ek het nie 'n keuse dat my werksure in die pad staan nie. Ek het nie 'n keuse dat my vriendekring in die pad staan nie. Daar's so baie dinge wat ek as voorbeeld kan gebruik, wat ons gebruik as verskonings om te sê, luister maar ek wens ek kon 'n lewe hê waar ek konstant bewus is van om Jesus te aanskou, maar ek kan nie. Dis buite my hande. Dis 'n leuen. Dit is absoluut 'n leuen. Jy is gemaak om te heers. Jy is gemaak om die lewe op jou terme aan te pak. Die vraag is jou terme effektief in die verwydering van dinge om Jesus beter te kan aanskou? Ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vanoggend, Here, kan hoop, Vader. Ons weet dat U aan die einde van die wêreld, Vader, gaan alles nuut gemaak word. Maar Here, daar's so baie wat nou al nuut gemaak kan word. Daar's so baie wat U nou al nuut wil maak, Vader. Maar dit begin by die aanskouing, Here, van die Lam van God. Here, dankie dat ons kan ophou fokus op die slange wat ons gepik het, Vader.
Dankie dat ons kan ophou fokus op die pyn wat die slang wat my gepik het bring, Here. Dankie dat ek kan ophou skuldig voel oor die feit dat dit dalk my skuld is dat die slange gekom het, Here. Dankie dat ek die keuse kan maak, Vader, om dinge wat in die pad is te verwyder. Here, ek bid dat U met al U wysheid en U kreatiwiteit, Vader, nou vir elke persoon individueel kom wys wat is die dinge wat energie steel, wat is die dinge wat in die pad is, die dinge wat nie hoort nie, die dinge wat nie daar moes wees nie, Vader, die dinge wat nie daar hoef te wees nie, die dinge wat dalk net nie nou daar hoef te wees nie, Vader. Hoe goed dit ook al soms lyk, Here. Dankie dat ons dit uit die pad uit kan kry. En dit wat ons uit die pad uit stoot, Vader, maak tyd en plek en energie oop, Vader, om konstant in 'n plek te leef van aanskouing van Jesus op die kruis. Vader, die Israeliete het iets beleef van hoe gesond U kan maak as ons aanskou. Dankie dat ons alles kan beleef wanneer ons aanskou. Here, ons kom nou en ons kom aanbid U, Vader, want U is goed. Ander kultuur, ander tyd, ander plek, selfe God.